Dit is die eerste Dinsdag vir die maand van November en ek kan nie glo dat hierdie jaar is amper verby nie. Is amper verby nie. Dankie dat jy ingeskakel is by Saaityd en ek glo en vertrou dat dit goed gaan met jou en ek wonder waar het hierdie jaar heen gegaan. Eers, dit het daarom maar met 'n verskriklike pas het dit tot die einde toe gekom en ons is in November. En binnekort is dit Desember, dan is die jaar verby, mense. En kan jy glo dat dit het so vinnig gebeur, maar ek kan net getuig oor die goedheid en die guns van Jahwe ons Elohim, oor sy liefde wat hy kom uitstort oor ons lewe en die wonderwerke wat hy kom doen het in ons lewe. Ons het 'n amazing jaar gehad en ons weet dat die jaar wat voor lê gaan Vader vir ons nog groter dinge doen en ons gaan groei van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Maar ek wil vandag met jou ietsie deel, want het is belangrik dat ons sal kyk na ons geloofslewe en sal kyk wat lê binne in ons. Want, kom ek vat byvoorbeeld, as jy nou iemand vat en jy gaan skud so bietjie sy hok en jy druk so bietjie op hom, jy plaas hom onder druk, wat kom uit daai persoon uit? Wat kom uit daai persoon uit? Jy sien, wanneer ek en jy gevoed word uit die wêreld uit en ons werk nie aan ons geestelike lewe nie, gaan ons die verkeerde dinge in ons lewe hê. Dis hoekom die woord die volgende sê, en ek lees vir jou in die boek van 1 Petrus, hoofstuk 1, vanaf vers 5, hy sê, en juist daarom moet julle met die aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg. En by die deeg die kennis, en nou sê Petrus, hy praat hier, hy sê, eintlik moet jy, by jou geloof moet jy sekere dinge byvoeg. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat ek moet verander en ek moet groei. En ek kan nie dieselfde bly nie. As jy vandag terugdink aan Januarie. Ons is nou, dis die eerste Dinsdag in die maand van November, en as jy terugdink in Januarie, en jy kyk na jou geestelike lewe vandag, is daar 'n verandering, ja of nee? Dink so 'n bietjie daaroor. Want die woord leer my dat ons moet verander. En hier sê Petrus, hy sê, ouens, ons moet begin byvoeg by ons geloof. Ons moet begin byvoeg. Want wat gebeur as ek nie byvoeg nie? Dit beteken, as ek nie byvoeg nie, dan gaan die wêreld goed by my lewe kom byvoeg, wat nie van die woord af is nie, wat nie van Vader af is nie. So, wanneer die wêreld goed by my voeg, die oomblik wanneer ek die hok skud, en die oomblik wanneer daar druk geplaas word op 'n persoon, dan sien jy wat kom uit. Aider geloof, aider dit wat in jou hart is in terme van jou geestelike lewe, of dit wat in jou hart is en in jou lewe is vanweë die wêreld. Die woord gaan verder, hy sê, en by die kennis, die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die Godvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem. So hier praat Petrus en hy sê, hierdie goed moet bygevoeg word by jou geloofslewe en dit moet toeneem. So wat moet toeneem in my lewe? Eerstens my geloof moet toeneem, tweedens moet die kennis toeneem, dan moet selfbeheersing toeneem, my lydsaamheid moet toeneem, die godsvrug moet toeneem, die broederlike liefde en my naaste liefde moet toeneem. So ek kan nie net dit hê in 'n halwe aspek nie, dit moet konstant groei, soos 'n belegging. As jy 'n belegging insit en jy sit dit by die regte plek in, dan is daar 'n konstante groei. En ja, partykeer gaan dit dalk 'n dip vat, net soos wat ons in ons lewe ook 'n dip vat, maar daar gaan 'n konstante groei wees. Hoekom? Want ons voeg by. En jou lewe as 'n geloofslewe, Vader kom maak eintlik 'n belegging in jou om die woord uit te dra, om die evangelie te versprei, om sy liefde uit te dra. En as hy 'n belegging kom maak het in jou, wil hy hê dat sy belegging moet toeneem. En daarom sê die woord, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons meester Yeshua nie. So as hierdie goed nie toeneem in my lewe nie, weet jy wat gebeur? Die woord sê dit. Dan weet ek nie wie Yeshua is nie. Dan kom ek nie tot die volle grootte
en die volle kennis van wie Yeshua is nie. En ongelukkig sien ek dit in mense se lewens. Ek sien dit in mense se lewens, hulle het nie 'n idee wie die skepper van hemel en aarde is nie. Hulle het nie 'n idee nie. Hulle het so aangeplakte godsdiens en hulle dink hulle is okay, maar die verhouding is nie daar nie. Weet jy hoekom? Want ons word eerder gevoed uit die wêreld uit, as wat ons gevoed word uit die woord uit, en ons neem toe in die dinge van die wêreld, in steede daarvan dat ons toeneem in dit wat vir Vader belangrik is. So daarom moet ek en jy, ons geloof moet toeneem, die ywer moet toeneem, die kennis moet toeneem, die leidsaamheid, die selfbeheersing moet toeneem. So kyk so 'n bietjie na jou lewe, waar jy vandaan kom, van Januarie af, kyk so 'n bietjie hoe het jy gefunksioneer daar, is jy vandag nog steeds dieselfde? Ja of nee? Jy sien, jy kan nie dieselfde bly nie, want die woord sê, ek moet toeneem in hierdie dinge, so ek moet verander. Yes, mense, daar moet 'n verandering plaasvind in ons lewe. Ons kan nie dieselfde bly nie. As ek moet kyk na my bediening, en ek kyk na waar ons begin het, en waar ons vandag is, moet daar 'n verandering wees, daar moet 'n verandering plaasvind. So ek kan nie dieselfde bly nie, want as ek dieselfde bly, dan gaan die gemeente dieselfde bly, dan gaan jy dieselfde bly, as ek die hele tyd dieselfde woord oordra, gaan almal net dieselfde bly, maar jy sien, die woord veroorsaak, dat daar 'n verandering plaasvind in my lewe, en dan is daar 'n toename van God se liefde, sy genade, sy barmhartigheid, 'n toename van sy guns op my lewe, 'n toename van my geloof. En daarom moet ek en jy weet, dat die oomblik was as dit gebeur, dan groei ek as 'n gelowige. En dis wat Vader van ons verwag. Hy verwag dat ons moet groei. Want jy sien, as ek onder druk geplaas word, en my hok word geskit deur die omstandighede van hierdie lewe, en dit gebeur, mense, dan wil Vader kyk, maar wat kom uit jou lewe uit? Wat kom uit? En as daar verkeerde dinge uitkom, dan beteken dit my lewe is verkeerd. Dan beteken dit my fondasie is verkeerd. Dan beteken dit wat ek byvoeg in my lewe is verkeerd. So ek moet die regte dinge byvoeg, sodat wanneer die omstandighede kom, wanneer my hok geskit word, wanneer die druk kom, dat ek eintlik beproef sal word in my geloof, en soos wat die woord sê in die boek van Jakobus, dat my beproefdheid van my geloof lydsaamheid bewerk. En wanneer die lydsaamheid tot volle verwikkeling kom, dat ek volmaak en sonder gebrek sal wees, om die lewende God te vereer en te verheerlik. Halleluja, dis tog die punt daarvan, mense. So voeg by jou lewe dit wat noodsaaklik is vir jou om te groei. En vat die dinge van jou lewe al weg, wat jou groei belemmer, wat jou groei beïnvloed. Want jy sien, wanneer ek en jy op die einde van die dag voor die lewende God gaan staan, gaan hy vir ons vra, hoorie so, wat het jy gedoen met jou tyd en wat het jy gedoen met jou lewe? Jy is al vir 20 jaar, is jy 'n geredde persoon, maar vir 20 jaar is jy presies dieselfde. Daar's geen groei nie, daar's geen verandering nie. Jy glo nog steeds dieselfde. Daar's nie 'n verandering in jou lewe, 'n geestelike groei, waar ek jou kan begin gebruik nie. Hoe hartseer moet dit nie wees, dat jy aan die einde van jou lewe kom, en jy het eintlik niks om van jou geestelike lewe te wys nie. Ja, maar jy sien, ek het kerk toe gegaan, en ek het my Bybel gelees so elke nou en dan. Nee, ons moet begin om die ywer te hê, wat die lewende God van ons verwag, en dat ons geloofslewe so sal inpas, dat ons groei en gaan van krag tot krag en oorwinning tot oorwinning. Halleluja, dankie dat jy ingeskakel is op hierdie Dinsdagmôre en by Saaityd ingeskakel is. Dankie vir elke comment, elke like en elke boodskap wat ons ontvang. Dit beteken vir ons so baie. Want ons weet dat deur die woord van God bereik ons mense se lewens. So baie dankie daarvoor. Mag jy geseënd wees, geniet jou dag, en van my kant af Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.